Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan uitstekend met jou en dat hierdie week se reis so ver vir jou verrykend is. Ek weet vir my leer ek baie. Ek groei net so baie soos julle. Nou vandag wil ek praat oor iets wat baie van ons al beleef het. Daardie tye waar dit voel asof God stil is. Wanneer jy bid, maar jy kry net geen antwoord nie. Jy hoor net niks. Wanneer jy wag, maar niks gebeur nie. Wanneer jou siel vra, Here, waar is U nou? Dan kan dit soos hierdie koue stilte voel, amper soos 'n leë wagkamer. Jy kyk op, jy luister, jy vra, maar daar's net geen duidelike stem nie. En dan wonder jy, en miskien is dit so vir jou ook, soos vir my, dit voel asof jou geloof swak is. Het jy dalk iets verkeerd gedoen? Het God dalk wegbeweeg? Maar dalk, net dalk, is God glad nie stil nie. Dalk is jy net in 'n seisoen waar hy besig is om iets dieper in jou te doen. Nie deur woorde nie deur praat nie, maar eintlik deur sy teenwoordigheid. Geliefde, want soms praat God die duidelikste wanneer alles net stil word. En soms sê hy die meeste wanneer hy niks sê nie. Nee, ek sê dit weer, soms sê hy die meeste wanneer hy niks sê nie. Psalm 46 vers 10 is een van daardie verse wat amper klink asof God met ons fluister. Hy praat saggies, hy sê, wees stil en weet, ek is God. Nie wees besig of wees bekommerd of hou aan hart probeer nie. Hy sê, wees stil, né? Wees stil. Stilte is nie afwesigheid nie. Dis die uitnodiging. Dis asof God sê, as jy net wil ophou hart probeer om my te hoor, hierdie ek probeer, sal jy besef, ek is al die tyd hier. Ek is hier by jou. Dink byvoorbeeld aan Jesus, selfs in die storm, nee, daar wat op die boot was, en met 'n fluistering het hy die golwe stil gemaak. En soms soos met Elia, is God nie in die wind of in die aardbewing of in die vuur nie, maar hy is in die sagte fluistering. So, wat kan jy doen wat kan jy en ek, wat kan ons doen as ons voel God is stil? Eerstens, ons moenie paniekerig raak nie. Ons moet weet God is steeds teenwoordig. Dan ons moet hom soek, nie net vir antwoorde nie, maar ons moet hom juis eintlik soek vir sy nabyheid, vir sy teenwoordigheid. So prakties, skep elke dag tyd net om stil te wees, sonder woorde, sonder vrae, sonder enige versoeke, net te wees. Wees net daar. En dan moet jy hierdie doen, glo. Glo dat stilte is soms 'n manier hoe God jou nader trek en nie wegstoot nie. Hy wil jou juis nader trek. Ek wil jou uitdaag, sê hierdie saam met my, maak hierdie verklaring. Ek kies om stil te wees en te weet U is God. Of dalk moet jy dit so hardop sê, net dalk op hierdie manier. U stilte beteken nie afwesigheid nie, dit beteken nabyheid. Stilte is baie keer net vir my en vir jou 'n toets. Baie keer soos 'n onderwyser, en ek het al voorheen hierdie voorbeeld gebruik veral as ek preek oor dit, maar baie keer as onderwyser sal baie tyd spandeer om 'n kind toe te rus en toe te rig, of te onderrig vir vrae en eksamens, maar wanneer die tyd kom waar daai kind 'n toets moet skryf, hoe werk die omstandighede? Gewoonlik is dit doodstil. Dis doodstil, niemand praat nie, en nou moet jy jou toets skryf. Geliefde, God is nie doof vir jou in my gebede nie. Hy is nie stil omdat jy hom dalk teleurgestel het. Dalk sê hy op hierdie manier en op hierdie oomblik, ek wil net hê jy moet rustig wees, jy moet vrede en weet, ek is heel moontlik besig om jou nou te toets. En geliefde, baie keer is dit waar ons raak mismoedig, ons wil opgee. In daai oomblik voel dit vir ons, omdat hy stil is, dan voel ek hy's ver. Maar baie keer is hy eintlik net besig om te toets of jy sal bly vertrou en bly glo dat hy is naby. Al voel jy dit nie. Al beleef jy dit soos jy dink jy moet beleef nie. Miskien wil hy niks vir jou sê nie. Hy wil dalk net hê jy moet weet, hy is God en hy is by jou. En dis dalk jou toets, dat jy moet weet, hy is God en hy is by jou. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir U liefdevolle omgee. Dat U so geplaas oor die mensekind se lewe. U is geplaas oor ons gedagtes, ons bekommernisse, ons omstandighede, ons gesondheid en alles. En dan sê jy in die woord, ons moet oor niks bekommerd wees nie. Wat help het ons is bekommerd? En Vader, ons as mense, ons sukkel baie keer. Ek weet ek sukkel. Ek sukkel baie keer om dinge te wil self doen en self te wil uitklaar en uitfigure en planne te maak en tog sê jy vandag vir my net so duidelik, wees net stil en weet, ek is God. En Vader, in daai spasie, in Psalm 46 vers 10, soos daai hele Psalm gaan lees, Vader, dan besef ons, U is so 'n goeie God. U is so vooruit al besig om vir ons dinge mee te werk. U doen dinge vir ons vooruit. U is in die omstandighede en U is voor ons omstandighede. Reeds daar in die toekoms vir ons dinge uit te sorteer. En daarom vra ek vandag, Here, in hierdie stilte toets, dis wat ek beleef vandag, in hierdie stilte toets, moet ons leer om te glo dat U is naby. En mag elke persoon wat vandag
vandag hierdie verklaring maak en hierdie gebede bid, dat U is by ons. Ons moet net stil raak, U is by ons. Mag ons hierdie stilte toets slaag en met geloof wegstap en weet God is naby. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.